Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend 22 April 2026 en ek groet julle hier vanaf die Groot Rivier. Ek herinner elkeen van julle dat ons bosberaad nie donderdag aand gaan wees nie, maar wel vanaand gaan plaasvind. Vanaand om 7 uur en ons gaan so 'n Suid-Afrikaanse mixgrill aanpak. Gaan bietjie gesels rondom wat is ons drome, ons ideale, wat wil ons bereik as Afrikaner boere, wat wil ons wees, die belangrikheid van integriteit en wat daarmee gepaard gaan. Ek het intussen 'n bietjie meer uitgevind rondom François van der Merwe van die Bittereinders, asook 'n bietjie oor die planne en die toekomsplanne van die Bittereinders en hoe sien hulle die pad vorentoe nadat hierdie probleem hulle getref het. Die oorlog in die Midde-Ooste het uit die aard van die saak 'n brandstofkrisis reg oor die wêreld veroorsaak en ons voel dit hier in Suid-Afrika aan ons sakke en selfs die beskikbaarheid daarvan kan problematies wees. Dit is net interessant dat die afgelope paar dae daar geweldig baie en skielik 'n klomp brande en ontploffings plaasgevind het in verskillende olieopslagplekke, raffinaderye. Ek wys net so 'n paar. Hierdie een is in Rusland waar hierdie brande in die raffinaderry is. Dan sien ons 'n volgende een daar, dan sê hulle dis in Boekarest, Roemenië. En dan sit hierdie groot vuurbolle wat daar brand. Dan dit is alles transformerolie wat daar verbrand. Dan sien ons ook hier is nog ene, dis in Indië waar hierdie raffinaderye aan die brand is en daar's 'n verskeidenheid van hulle. Viva Energy Geelong, Australië, gaspyplyn wat in Pakistan opgeblaas is, Russiese raffinaderye wat met drones gestraik is, dan massiewe ontploffings in Indië wat ek nou net genoem het, en dan is daar uit die aard van die saak ook nog 'n ontploffing wat plaasgevind het in Texas. An oil rig explosion in Texas reported just hours ago. That's number 6 in 6 different countries in just 24 hours. These aren't coincidences. A global energy crisis is being deliberately manufactured. Ons sien dan ook dat hierdie is in Myanmar waar daar ook 'n klomp olietankers, hierdie skepe wat olie vervoer, waar hulle ook aan die brand is, en ek dink hulle praat hier van 'n geweldige klomp tankers wat aan die brand is, en wat hulle nou net gesê het rondom hy Texas ene klink nou nogal baie verdag. Ek doe brande. Dit is regtig waar asof daar 'n aanslag is op die energiebronne. Maar as ons gedink het dat die globalistiese wêreldorde, die een wêreldorde, dat die mense wat daarvoor streef, die Wêreldekonomiese Forum, dat hulle net eenvoudig gaan omval, dat die deep state net eenvoudig gaan oorgee teen Donald Trump se aksies, moet ons van vergeet. Natuurlik gaan hulle hierdie krisis wat in die Midde-Ooste geskep is as gevolg van Donald Trump se oorlog, die toemaak van die straat van Hormuz en wat gelei het tot die eerste brandstofverhogings en krisisse, kan ons verwag dat hier nou sulke aksies uitgevoer gaan word om die brandstofnood nog hoër op te jaag.
Nou ons moet vir ons vra, wat wil hulle daarmee bereik? Hulle maak brandstof onbekostigbaar, hulle verarm die middelklas, dit gaan lei tot voedseltekorte, wat deel is van hulle beplanning, en dit gaan lei tot onrus wêreldwyd. Alles deel van hierdie globalistiese agenda om die wêreldpopulasie minder te maak, om beheer oor die wêreld oor te neem, want hulle het nie 'n probleem nie, daar's ook genoeg befondsing aan hulle kant. Die kwessie is, die mense op straat, deur armoede, die geen toegang tot brandstof of groot tekorte, lei tot woede, wat op die ou einde dramatiese gevolge vir almal in die wêreld kan inhou. Hierdie kunsmatige, of kom ons sê dan nou, die aanvalle, sabotasie op raffinaderye, op brandstofopslagplekke, is vir ons 'n duidelike teken dat hierdie brandstofnood wat tans bestaan in die wêreld, dat dit verder uitgebuit moet word, deels om Donald Trump by te kom, maar dan om die hele wêreld ook in die proses nog 'n doel mee te bereik, soos brandstofbeperkings wat geplaas sal word. Die beskikbaarheid daarvan, dit gaan 'n probleem raak vir landbou, die beskikbaarheid van kunsmis, 'n probleem vir landbou, 'n probleem vir voedselprodusering. Dit alles gaan lei tot groter ongelukkigheid. En ja, Suid-Afrika het mos hulle oliereserwes verkoop. Hulle het nou baie min oor. Hulle sê hulle het oor, maar hulle wil nie daarvan vrystel nie. En ek dink die rede is omdat hulle nie het nie. Maar hoe dit ook al sy, ons moet onsself voorberei vir baie moeilike tye wat voor lê. Daar is nou vredesonderhandelinge volgens die hoofstroom media wat vandag, môre of oormôre moet plaasvind, maar Iran het verklaar dat hulle nie 'n afvaardiging na hierdie vredesonderhandelingsproses gaan stuur nie. Nou jy kan nie eensydig vrede verklaar nie. Daar's altyd twee partye ter sprake. Maar sê Iran, solank as wat die Trump-administrasie aanhou met hulle dreigemente en 'n onderhandelingstafel wil verander aan 'n OG-tafel, 'n surrender table, waar die Iranese nou maar net al die Amerikaanse voorwaardes moet aanvaar, dokumente teken en dan stap die Amerikaners as oorwinnaars weg. Nou dit is die benadering van die Iranese op hierdie stadium. Die olieprys is nog onder $100 gevat. Ons weet nie wat al hierdie brande en aanvalle op raffinaderye en olie en brandstofopgaartenke vir ons gaan inhou nie. Maar daar lê moeilike tye voor. Ons kan inderdaad net hoop dat daar wel vrede sal kom, dat daar 'n bietjie logika in Trump se benadering sal kom ten opsigte van die wêreldwye probleem wat ons het met brandstof, en dat die vredesamesprekings dan wel tot 'n positiewe einde van die situasie in die straat van Hormuz sal lei. Lande soos Pakistan, China plaas baie druk op die Iranese regering om tans tot 'n nuwe stel onderhandelinge toe te tree, sodat die straat oopgemaak kan word. Maar daar's voorwaardes wat beide kante stel. Daar's voorwaardes wat Amerika het, so Iran moet hulle verrykte Iran afgee. Iran sê hulle weier om dit te doen. Iran sê die Amerikaanse militêre basisse in die Midde-Ooste moet almal verwyder word uit die Midde-Ooste uit. Amerika sê hulle gaan dit nie doen nie. So daar's klaar te veel botsende belange dat ek nie kan sien hoe hulle baie vinnig 'n einde aan die oorlog gaan maak in die omgewing van die straat van Hormuz nie.
Wat beteken die brandstofnood gaan nog vir 'n ruime tyd daar wees. Brandstofpryse sal maar bly opgaan. Dit gaan allerlei effekte hê wat pryse reg oor die spektrum gaan lig. Voedselpryse, enigiets, alles gaan duurder word. En op die ou einde van die dag is dit eintlik die armste mense wat die swaarste trek in die situasie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand in te skakel nie, want ek dink ons gaan 'n baie goeie en lekker en deeglike gesprek hê oor wie ons is. Wat is ons? Wat wil ons wees? Waarheen is ons op pad? Wat wil ons bereik? Dis die vraag wat ons vanaand bespreek in die Bosberaad. Mooi loop.